praat met jou vanmôre oor die tema, die oorwinnaar roep. En wat roep hy? Hy sê, maak oop. Amen, dis tyd om oop te maak, kerk van die Here, dis tyd om te besef, ons moet oopmaak, ons moet oopmaak. Jy kan nie langer in gevangenskap wees nie. Jy kan nie langer in die graf wees, en ek wil regtig, MacArthur, ek wil jou komplimenteer vanmôre, al hierdie liede was so bevestiging op die woord van die Here vanmôre. So ek wil jou komplimenteer, God bless you, God bless you. Dit is so lekker om in 'n kerk te wees waar die gees van die Here die prominensie kry. In die liede, in aanbidding, in die prediking, wat ook al gebeur, as die gees van die Here teenwoordig is in 'n plek, dan val alles net so in plek. Dan word alles so bevestig. Dan is alles bekragtig deur die gees van die Here. Ek sê weer eens vanmôre, die oorwinnaar roep vanmôre mense uit hulle grafte uit. Amen. Ek sê die oorwinnaar roep mense uit tronke uit vanmôre. Daai graf en daai tronk waar jy jouself nou mag in bevind in 27 April 2025 wil ek vanmôre sê in die naam van die Here, hierdie boodskap gaan my ouens uit die grafte uitruk vanmôre. Hierdie boodskap gaan vanmôre mense uit hulle tronke uitruk vanmôre, en hier sal 'n vryheid en 'n blyheid en 'n opgewondenheid wees wat ons lanklaas beleef het in hierdie kerk. Sê 'n bietjie amen. Halleluja. Nou wie is hierdie oorwinnaar? Sy naam word genoem Jesus Christus. Hy is ons oorwinnaar. Hy word genoem wonderbaar. Hy word genoem raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hy word genoem die blinkende ster, die soetroos van Saron, die koning van die konings. Hy word genoem die skoonste uit 10.000. Hy word genoem die lelie van die dale. Hy is Jesus Christus, en dis waaroor dit gaan, kerk van die Here. Hy is ons oorwinnaar, en hy het ons kom vrymaak. Amen. Nou die gedeelte vanmôre wat ek graag met jou wil oor praat, is hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 2 vers 7 en 8 in die ABA vertaling. Hy sê, ons vertel vir julle van God se plan. Niemand het iets daarvan geweet, die net God het daarvan geweet. Voordat God die wêreld gemaak het, het hy begin om sy plan gereed te maak, sodat ons eendag saam met hom kan wees waar hy koning is. Nie een van die wêreldse leiers het hierdie plan geken nie. As hulle dit geken het, dan sou hulle nie die Here gekruisig het nie. Die Here wat koning is. Die wêreldheersers, as die wêreldheersers die plan van God geken het, sou hulle hom nooit gekruisig het nie. En ek is so dankbaar dat die Here sê in sy woord, hy sê, sy plan was alreeds voordat die wêreld gemaak was sy plan al gereed gewees. So die dag toe Adam gesondig het, het die Here nie met sy hande in sy hare gesit en gedink, o heerlikheid, wat moet ek nou doen nie? Hy het alreeds 'n plan gehad. Voor die grondlegging van hierdie wêreld het die Here alreeds die plan gehad. So hy het geweet dat Adam gaan omval. Hy het geweet dat Eva gaan sondig. Hy het dit geweet, maar hy het 'n plan gehad. Wat is daardie plan? Kan ek vanmôre vir jou net so die gordyn oopmaak om vir jou te vertel, wat is daai plan? Daai plan is, ek soek 'n intieme verhouding met my mense. Ek wil nie meer rug teenoor hulle staan nie. Ek wil nie meer verwyder wees van hulle nie. Ek wil hulle van aangesig tot aangesig, wil ek hulle beleef, en ek wil hulle sien en met hulle gemeenskap hê. Ek wil intimiteit met hulle hê. Ek wil hulle van aangesig tot, ek wil met hulle wandel. Amen. Hy het 'n plan. En as hulle daai plan geken het, sal hulle nooit die Here gekruisig het nie. En ek dank die Here. Verlede Vrydagoggend het ek dit gebring van rug tot aangesig. Sy plan was die finale bloedverbond. Dit is sy plan. En daarom die oomblik toe Adam sondig,
en Eva sondig. En hulle wegdraai van die Here af. Hulle rig teenoor die Here draai en hulle gaan kruip weg. En hulle steek hulle weg want hulle het agtergekom hulle is naak voor die Here. En God roep hulle, Adam, waar is jy? Het die reeds die Here 'n plan gehad. Hy het geweet, daar gaan vir 'n oomblik verwydering wees. En dan kom hy en hy doen die eerste verbond. Hy sluit die eerste verbond. Want is 'n heenwyse van die finale verbond wat so plaasgevind het. En hy gaan slag 'n dier of diere. En hy vat hulle velle en hy maak van die velle klere, rokke vir die mens en hy sê, gaan trek dit aan. Ek is so dankbaar dat die Here het ons naaktheid weggevat, deur dat ons kan bekleed wees met Christus Jesus. Amen. Amen, loof die Here. Daar het hy gewys, dat ek gaan jou naaktheid bedek, deur die velle van 'n dier, so daar was bloed betrokke gewees. Wanneer jy die woord hoor, verbond beteken dit om te sny. Dit beteken dat hulle letterlik 'n mes gevat en hulle polse gesny en dan het 2 mans gekom en hulle die polse teen mekaar geplaas en die bloed het vermeng en hulle het op daai oomblik bloedbroers geraak. By dit alles het hulle rug teenoor mekaar gestaan en dan het hulle tussen hierdie offerdiere wat in die middel deur gesny was en aan weerskante gelê het, so hier was 'n bloedbad gewees. Hierdie hele verbondseremonie het gegaan oor bloed, om te sny, 'n verbond. Daar was bloed betrokke gewees. Hulle het rug teenoor mekaar gestaan. Hulle het van mekaar af weg verwyder in die vorm van 'n 8, het hulle geloop, 'n 8-vormige pad het hulle gestap, tot hulle weer by mekaar gekom het en mekaar van aangesig tot aangesig beleef en gesien het. Amen. En so was het presies gewees wat die Here vir Abraham gesê het. Abraham, in Genesis 15, vat vir jou 5 diere. 3 van hulle sny jy mildeur en dat hulle aan weerskante van mekaar lê. En dan vat jy 'n tortelduif en 'n jong duif. En interessant is dat 'n duif het nie 'n galblaas nie. 'n duif kan nie bitter word nie. 'n duif kan nie kwaad bly nie. Amen. Daarom sê die woord van die Here, wees opreg soos 'n duif. Vat daai duif en sit dit tussen daardie offerdiere wat oopgesplit was. En dan, wanneer hulle verbond gesny het hulle tussen die diere in 'n vorm van 8. 8 beteken 'n ewigheidsverbond, 'n verbond wat nie gebreek kan word nie. Maar as dit gebreek word, dan sê hulle vir mekaar, laat ons dan wees soos hierdie offerdiere. Dat ons dan ook sal sterwe, as ek hierdie verbond verbreek. En interessant is, die Here laat Abraham in 'n diepe slaap verval. Hoekom? Want die Here weet dat hy sou daai verbond verbreek het. Maar hy self, God self stap met 'n rokende vuurvakkel oond, 'n rokende oond en 'n vuurvakkel, stap hy tussen daardie diere deur, op die bloed stap hy deur, want hy weet daar kom 'n dag wanneer hy aan die kruis van Golgotha as die finale verbond gaan hang, waar hy self die offer gaan doen en self daai verbond gaan, daai pad stap self sonder die mense toe doen, want hy weet die mens gaan hom val, maar hy is verantwoordelik vir daai eie verbond wat hy met jou en my maak. As hulle die plan geweet het, sou hulle nooit die Here gekruisig het nie. En dan gebeur daar iets wonderliks. Hulle ruil, die tweede fase van die verbond is, hulle ruil geskenke aan mekaar uit. Want hier, wanneer hulle aangesig tot aangesig voor mekaar staan, dan sê hulle vir mekaar, jou vyand is my vyand. Die wat jou aanval, sal my aanval. Die wat jou vervloek, vervloek my. Die wat jou seën, sal my seën. Alles wat aan my behoort, behoort nou aan jou. En dan gee hulle vir mekaar geskenke. En as ons gaan kyk in 1 Samuel 18, vanaf vers 3 en 4, dan sê hy, toe daar 'n verbond gesluit was, met Jonathan en Dawid, het Jonathan sy mantel uitgetrek en vir hom gegee. Dit spreek van posisie, my posisie. Hy is deel van die koninklike stand gewees. Het julle gehoor in die skrif van die
van die Here, in die woord van die Here staan daar geskrywe, dat hy 'n purperkleed aangehad. Het julle gehoor dat hy was 'n purperkleed oor sy skouers gehang, as 'n spot, maar 'n profetiese waarheid. Hulle het hom gespot en gesê, jy is mos nou die koning van die Jode, so ons gooi hierdie purperkleed oor jou, as 'n bewys van jy's 'n koning, min wetend, dat die koning van die konings, het hulle maar net nou kom bevestig, hy is nie die koning net van die Jode nie, hy is die koning van die heelal, halleluja! Net so kom die Here en hy kom gee sy mantel oor vir die kerk. Prys die Here. En ek en jy het nou koninklike stand in Christus Jesus. Jy's nie meer 'n bedelaar nie, jy's nie 'n boemelaar nie, jy's nie 'n slaaf nie, jy's nie 'n weeskind nie, jy's 'n egte koningskind. Jy het koninklike status in Christus Jesus, en as dit jou nie gaan bly maak nie, sal niks jou bly maak nie. Kom aan, gee die Here 'n lofoffer. Ons het die mantel van Jesus. Loof die Here. Hy gee nie net vir hom die mantel nie, want met die mantel sê hy vir Dawid, Dawid, jy gaan eendag die troon betree. Jy is die erfgenaam. Nie ek nie, Jonathan. Ek, Jonathan, die eersgeborene, het die erfgenaamsreg om in my pa se voetspore te volg en op die troon sit, maar ek gee dit oor aan jou. Jy gaan die troon betree. Kind van die Here, hoor van my. Die kerk behoort in 'n regeringsvlak te funksioneer meer as ooit van tevore. Jy is 'n koning, halleluja, jy's 'n priester en jy's 'n profeet van die allerhoogste God. Prys die Here. Jy het stand in die Here. En dan trek hy sy klere uit en hy gee die klere, wat beteken, ek gee al my besittings vir jou. Alles wat myne is joune. Kind van die Here, hoor vir my vanmôre, alles wat aan Jesus behoort, behoort vanmôre ook aan my. Amen. Jy het dit nie gehoor nie. Ek sê alles wat aan Jesus behoort, behoort vanmôre ook aan die kerk van die Here Jesus Christus. Loof die Here, loof die Here. Want hy sê, julle is mede-erfgename van Christus Jesus. Julle is erfgename van die Vader en mede-erfgename van Jesus Christus. Alles wat aan Jesus behoort, alles wat aan die Vader behoort, behoort nou aan die kerk. En dan gee hy sy wapens. Jonathan het nie net sy swaard gegee nie, maar ook sy boog gegee. Ons het die swaard. Loof die Here. Hierdie woord is kragtig en dit is lewendig en is skerper as enige tweesnydende swaard. Die woord is die waarheid. Die woord werk nog vanmôre in 2025, werk die woord van die Here nog steeds. Ons het 'n swaard wat nie vernietig kan word nie. Ons het 'n woord wat nie vernietig kan word nie. Ons het 'n woord wat nie weerspreek kan word nie. Ons het 'n woord wat sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Halleluja kerk. Ons het 'n magtige swaard. Gebruik die swaard. En dan kom gee hy die boog. Waarom die boog? Hey, daai vyand wat daar ver is, ons skiet hom uit mekaar uit met die boog. En dan baie mooi, hy gee nie net sy wapentuig nie, hy gee ook sy gordel. Die gordel spreek van sy identiteit. Op 'n gordel het gewoonlik die eienaar se naam ingegraveer gewees, of sy familiewapen was op sy gordel gegraveer, wat beteken alles kom saam, alles word bekragtig, alles kom in eenheid, want die wapens hang aan die gordel van die waarheid. Kind van die Here, hoor vir my, Openbaring 19 vers 16 skryf, hy sê, u dra die naam op u kleed en op u heup. Wat se naam? Die naam wat sê, hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Daar's 'n naam op sy kleed en op sy heup. Waar's die heup? Waar die gordel is. Ons het Christus sy identiteit, kerk van die Here. As hulle die plan van God geken het, sal hulle nooit die Here gekruisig het nie. Ek is so dankbaar vir die plan van God, om ons weer nader aan die Here te bring. Daarom moes hy, toe hy sterwe,
Hy is die volmaakte offer, die voltooide offer, die compleet offer, toe hy sterwe. Dit het nie daar gestop nie. En nee, as hulle die plan geken het, sou hulle nooit die Here Jesus gekruisig het nie. Weet jy wat was sy plan gewees? Daai plan is, ek gaan duiwel stroop van al sy autoriteit en al sy gesag. Ek gaan die kaart in transport, die titelaktes van jou en van my gaan ek terugvat van die vyand af, sodat ek weer die titelakte kan hê van my mense. Amen, sodat ons weer na aan die Here kan funksioneer. Het jy al gedink, hoekom het die Here sy sweet in bloed verander? Het jy al gewonder? Terwyl hy in die tuin van Getsemane was, sê die woord van die Here, terwyl hy bid, het sy sweet soos bloed geword. Hoekom? Was hy bang vir die kruisiging? Was hy bang vir die pyn? Was hy bang vir die katshoue wat op sy rug sou neerreën en die vleis wat uit sy rug uitgeruk gaan word? Was hy bang vir die doringkroon wat op sy kop gedruk? Nee, hy was nie daarvoor bang gewees nie. Daai sweet het nie bloed geword omdat hy bang en in angs was nie. Weet jy hoekom het dit bloed geword? Want hy het geweet daar kom 'n uur wanneer die Here God Almagtig hom gaan verlaat. Het jy dit besef? Hy was nie bang nie, want hy was 'n vrywillige offer. Ek gee my lewe, ek gaan sterwe. Ek gaan pyn beleef. En hy het helse pyn beleef. Maar dit het hom nie angstig gemaak nie. Sy grootste angs was, Here, moet my net nie verlaat nie. Moet net nie u aangesig van my af wegdraai nie. Daarom sê die woord van die Here in hierdie volgende skrifgedeelte in Markus 15, 33 en 34. En toe dit die 6de uur was, 12 uur die middag, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur, 3 uur die middag. 3 ure was dat duisternis. Op die tyd wat die son die helderste moet skyn, raak dit pik donker. Weet jy hoekom? Want die Here het sy aangesig weggedraai. Uit sy aangesig kom die son tevoorskyn, kom die lig tevoorskyn. Die Here kon my sonde op Jesus Christus nie meer vat nie. Daarom, nooit in Jesus se bestaan het die Here hom ooit verlaat nie. Nooit nie. Nooit nie. Van die begin af was hy altyd by die Vader gewees. Toe hy gebore was as 'n babietjie, was die Vader teenwoordig gewees. Toe hy opgegroei het en toe hy sy bediening hier op aarde uitgevoer het, was die Here met hom gewees. Selfs aan die kruis was die Here tot op 'n stadium, toe al ons sondes op hom neergewerp was, toe sê die Here, ek kan dit nie meer aanskou nie, en hy draai sy aangesig weg, hy draai sy rug teenoor die Here, en hy stap weg, en vir 3 ure sit hy sonder Jesus, en daarom skree hy die volgende uit. Hy sê in die 9 uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? Dis hoekom sy sweet bloed geraak het, want hy het geweet. En op daai oomblik toe die Here daai woorde geuit het, kan ek maar net dink, wat het Satan gedoen? Ek dink, en ek sien in my geestesoog, wat moes gebeur het. Ek dink Satan het afgestap na Hades toe, die doderyk. En vir Hades gesê, ek het hom nou man. Ek het hom, hy gaan my nooit weer pla nie. Hy gaan nooit iemand weer kan gesond maak nie. Hy gaan nooit iemand weer kan lewendig maak nie. Hy gaan nooit weer wonders en tekens kan doen nie. Hy gaan nou vasgebind word hier in die doderyk. Want ek het self gehoor hoe die Vader, ek het het self gesien, hoe hierdie Jesus dit geuiter het en gesê het, my God, waarom het u hom my verlaat? Die Here het hom verlaat, ons het hom nou man, ons het hom. As hulle die plan geken het, sou hulle nooit gekruisig het nie. Ek dink Hades het toe vir hom gesê, jy het die grootste fout van jou lewe gemaak. Hy sê, hoe bedoel jy? Hy sê, dit kan nie wees nie man. Ek het nie 'n fout gemaak nie. Ek het hom doodgemaak.
ek het hom doodgemaak. Hy gaan my nie pla nie. Hy sê, man, die afkop Johannes het hier in die doodryk ingestap, en hy het gesê, hou goeie moed, Dawid, Jakob, Isak, ek het hom gesien. Ek het hom gesien. Ek het hom gedoop. Ek is nie eens waardig om sy skoenveters vast te maak nie. Ek het hom met my eie oë gesien. En 'n paar dae daarna, toe daai selfde een wat nou aan die kruis hang, daardie selfde Jesus het hier in die doodryk ingeroep en gesê, Lazarus, kom uit, en hy vlieg hier uit. Ek probeer nog aan sy voete gryp om hom terug te hou, toe vlieg hy uit die doodryk uit. Ek sê vir jou, Satan, laat die poorte toegemaak word. Daardie Jesus wat nou daar hang, as hy hier in die doodryk kom, gaan hy almal hier uit die gevangenis uitlaat. Hy gaan almal hier losmaak. En daarom sê die woord van die Here in die volgende gedeelte, sê dit so mooi, en ek wil dit vir jou lees, dat jy dit moet mooi hoor. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep, en die Gees gegee, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rots het geskeur. Daardie hele aksie wat daar plaasvind, daai hele manifestasie, daai hele ding, het geskeer, sodat daar nie meer iets moet weerhou of 'n beperking wees nie. Die heiligdom en die allerheiligste is oop vir jou en vir my, prys die Here, nie net meer een keer 'n jaar nie, maar nou kan ons boer in die allerheiligste waar God is. Daardie voorhangsel is geskeer, selfs die rotse het geskeer. Ek verklaar in die naam van die Here, ons gaan 'n seisoen in, waar die mense se klipharde harte gaan geskeer word, deur die krag van die Heilige Gees. Kerk, ons gaan sien, hoe mense begin instroom, want die Here gaan harte oopskeer. Glo jy dit vir my vanmôre? Halleluja, ek glo dit met my hele wese. As hulle die plan geken het. En daarom sê die volgende, wat het hy uitgeroep? Hy het gesê, dit is volbring. Beteken, ek het die volle prys betaal. Niks mag of kan meer bygevoeg word nie. It's finished. Dis klaar. En die oomblik, toe dit gebeur, kind van die Here, moet jy verstaan, hy het opgetree as oorwinnaar. Kyk wat sê die woord van die Here. Want Christus het ook net eenmaal swaar gekry en gesterf, om sonders te red van hulle sonde. Hy wat onskuldig, maar hy het gesterf, sodat mense wat sonde gedoen het, kan lewe. Hy het gesterf, sodat hy vir julle na God kan bring. Die mense het die mens Christus doodgemaak, maar die Gees van God het vir Christus weer laat lewe. Kyk nou, en Christus het ook gegaan na die geeste in die doderyk, en hy het vir hulle die boodskap gebring, dat hy het 'n boodskap gaan bring, ek het oorwin. Loof die Here, kerk van die Here. Hy het die boodskap gebring, ek het oorwin. En dis hoekom hulle die poorte toegemaak het, want hulle het geweet, waaragtig, almal gaan uit daai doderyk uitgehaal word deur hierdie Jesus. En daarom sê die skrifgedeelte die volgende, dit is so mooi, in Psalm 24 vers 7 tot 10, hy sê, poorte, julle moet wyd oopgaan. Deure wat baie oud is, julle moet wyd oopgaan, want die koning van die konings wil ingaan. Wat wil hy doen? Wie is hier die koning van die konings? Dit is die Here wat sterk is en wat oorwin. Die Here wat oorwin in oorlog. Daar was 'n oorlog oor jou lewe. Daar was 'n oorlog oor jou siel en oor jou gees, kind van die Here. En my God het oorwin. Kom maar kerk, die Here God Almagtig het die oorlog geoorwin. Hy sê, poorte, julle moet wyd oopgaan. Deure wat baie oud is, julle moet wyd oopgaan, want die koning van die konings wil ingaan. Wie is hier die koning van die konings? Die Here wat oor alles regeer. Hy is die koning van die konings. Prys die Here, en hy stap reg voor Satan in, en hy stroop, en daarom sê die woord van die Here in Kolossense 2:15, hy sê, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee, en hulle in die openbaar ten toon gestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het.
Dit stel nie so mooi soos vir die volgende gedeelte nie. Kyk wat sê die Passion Translation. Hy sê, then Jesus made a public spectacle of all the powers and principalities of darkness, stripping away from them every weapon and all their spiritual authority and power to accuse us. And by the power of the cross, Jesus led them around as prisoners in a procession of triumph. He was not their prisoner, they were His. Kom aan kerk, loof die Here. Alle mag, alle autoriteit, alle wapens van die vyand is afgeneem en vir jou as kerk kom gee. Jy kyk my so aan asof ek 'n nuwe hek is. Kyk wat sê die woord van die Here, Openbaring 1:18, en ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Hy het hulle almal oopgesluit. Hy het gesê, Adam, kom uit. Eva, kom uit. Abraham, Isaac, Jakob, kom uit. O, Jeremia, Jesaja, Amos, kom uit man, kom uit. Kom uit, jy gaan nie meer hier vasgebind wees nie. Jy gaan nie meer in die doodryk wees nie. Jy gaan nou wees waar ek is. Loof die Here. Daarom sê Matteus 27 vers, ek dink 53, hy sê, nadat hy opgestaan het, het hulle uit die grafte uit opgekom. Prys die Here. Ek wil vanmôre oor hierdie kerk uitspreek. Ek sê, nadat die Here opgestaan het, funksioneer die kerk in sy opstandingskrag. Prys die Here, en daarom kan ons vanmôre uit ons grafsituasie uit opstaan. Ons kan vanmôre uit ons tronksituasie uit opstaan. Ons kan vanmôre verlossing en vrymaking belewe in Christus Jesus. O kerk, weet jy vanmôre wie is jy? Ken jy vanmôre jou identiteit in Christus? As die eerste Adam uit sy sy uit 'n vrou geskep was, sy bruid, Eva. Wat het gebeur by die tweede Adam? Hoekom het die soldaat 'n spies gevat en in sy sy gesteek tot binne in sy hart? As die eerste Adam uit sy sy uit 'n vrou tevoorskyn gekom het, die tweede Adam, Jesus Christus, was in sy sy gesteek tot binne in sy hart. Raai, wie is gebore uit sy sy uit? Die kerk. Die kerk. Toe die hart, toe die spies getref is deur die hart, toe vloei daar bloed en water uit hom uit. Hoor vir my, bloed is vir versoening en vergifnis. Water is vir reiniging en vir wedergeboorte. Die kerk is wedergebore in Christus Jesus. Die kruis was die kraamsaal gewees. Daar die spiessteek tot binne in die hart was die geboortekanaal vir die kerk van die Here, die bruid van Christus Jesus. Ons is uit Christus gebore, kerk van die Here. Woe! Ons behoort te dans vanmôre. Julle kyk na my asof dit begrafnis is. Dis nie begrafnis nie, die graf is leeg. Prys die Here, die graf is leeg. Ons is uit Christus gebore. Ons het sy autoriteit en sy gesag en sy mag. Halleluja. Daarom kom hy en hy gee vir die kerk. Hy sê, en ek sal julle die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Vanmôre wil ek vir jou sê, kyk gou vir my. Jy het die sleutels. Jy het autoriteit. Jy het gesag. Jy het heerskappy. Lukas 10:19 kom in werking. Hy sê, kyk, kerk van die Here, is tyd om te kyk. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap. Met daai goed te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade kan doen nie.
Maar dan sê, Here, ek word aangeval. My huis word besteel. My kar het 'n stamp weg. Here, ek het skade. Nooit weer sal jou siel skade ly nie. Nooit weer sal jou gees doodgaan nie. Jou gees sal lewe. Die duiwel kan maar op sy kop staan en sorry maar met die wysie van Piet, my vrou, deur sy tone blaas. Hy kan niks met jou gees maak nie, want jou gees lewe in Christus Jesus. Halleluja! Op hierdie aarde sal julle vervolging hê, maar hou goeie moed. Ek het hierdie wêreld oorwin, kind van die Here. Jy het autoriteit, jy het gesag, jy het heerskappy, jy het die sleutels. Tragies dat die kinders van die Here vermoere in tronke sit wat se deure oopgesluit is. Ons sit in tronke wat oopgesluit is. En vanmôre sê ons, Here, genoeg is genoeg. Wie in hierdie plek wil vanmôre sê, Here, genoeg is genoeg. Ek gaan dit nie meer vat nie, ek gaan nie meer hierdie goeders hanteer nie. U het my totaal vrygemaak, u het my verlos. Ek het wapens, Here. Ek het 'n boog gekry. Ek het 'n boog. Ek hoef nie te wag dat die vyand eers hier moet wees nie. Ek gaan hom daar al uithaal. Jy het die krag om dit te doen. Ek het al die getuienis gebring. My eie pa, my bloedpa. Ja, hy's 'n moeilike mannetjie gewees. Moeilik. Ek het 'n vrees vir my pa gehad. 'n Vrees. Daar was nooit, die Here weet, as hy 'n goeie woord geuiter het uit sy mond uit, het ek van die stoel afgeval. Kon dit nie glo nie. Daar was altyd kritiek, altyd fout van. Altyd aanmerkings. Ek hou nie van mense wat so is nie, man. Ek hou nie. Dis hoekom ek maak my vinnig uit die veer uit as 'n ou negatief is. Ek loop net. Ek hou nie van hierdie goeters nie. Hey, want die Here het ons nie so gemaak nie. Daai goeters is eienskap van Satan. Hoor jy van my? Onvriendelikheid, mislikheid, altyd negatief, altyd kritiserend, altyd afkraakend, altyd afbreekend. Daai goeters nie van die Here nie. Ja, naderhand my seun wil nie eers na sy oupa toe gaan nie. Want hy het altyd 'n kritiek. Daai tyd, wragtig was my seun soos 'n stokkie gewees. Hy so maar soos 'n stokkie. En ek en Mariet was lekker dik gewees. Ons was dik. Dan sê my pa, julle vreet sy kos op. Wonder wat sê my pa nou van hom sê. En ek wil nie na my pa toe gaan nie. My vrou, sy sal allerhande verskonings uitdink, net nie om na skoonpa te gaan nie. Dis hel. My pa tackle haar. Hy smeer die vloer met haar. En ewe skielik besef ek het 'n boog. Ek het 'n boog gekry. Met hierdie bloedverbond het ek 'n boog gekry. Ek kan daai Jezebel gees deur uithaal voordat hy naby my kom. Ek gaan hom deur uithaal. En ek het ewe skielik besluit, Satan, jy gaan my nie meer weghou van my pa af nie. Jy gebruik my pa as instrument om my af te breek en my vrou af te breek en sy kleinkind af te breek, maar ek bestraf jou, Satan. Ek gaan jou nou uit mekaar uitskiet. Dis nie hoe my pa wil wees nie. My pa is in 'n tronk, hy's vasgevind, hy's vasgevang in omstandighede. Miskien was sy pa so gewees en sy pa was so. My oupa was wilder as wild. Wilder as wild. Die Here weet ek is bly hy is dood. Want hy sou Suid-Afrika nou nie kon gemaak het nie. Hy sou nie. Hy en my pa sit eendag op die stoep. En daar loop 'n persoon verby. Met 'n ander kleur. En die volgende oomblik spring my pa op. My oupa spring op. En hy slaat daai ou voor sy tuinhekkie. Slaat dit daai ou. Dat hy lê teen die grond.
Hy kom terug op die stoep en my pa sê, maar pa, wat het jy nou gemaak? Hy sê, seun, kom ek sê vir jou, hy is of op pad om te steel, of hy kom van steel af. Nou klap ek hom sommer by voorbaat. Dis die tipe van pa wat ek gehad het. 'n Oupa wat ek gehad het. Wild. So, hy het dit geleer by sy pa, en by sy pa het hy dit geleer. Maar ewe skielik toe trek ek hy boog en ek sê, jou Jezebel gees, jy gaan nie meer langer hierdie verhouding skade aandoen. Ek skiet daai goeders uit mekaar uit. As ek hier van die kerk afry na my pa toe, en my vrou, in die begin het ons 'n bewerasie gehad. Maar prys die Here, elke keer wanneer ek hy boog getrek het, en daai gees geskiet het, as ons daar inkom, was my pa so sag soos 'n lammetjie gewees. Hy was so sag soos 'n lammetjie. Hy het tot 'n glimlag op sy mond gehad. Hy het dit geniet dat ons daar kon kuier. Kind van die Here, dis nie hoe hy wou gewees het nie. Maar daar's 'n gees wat hom in gevangenskap gehou het. En ons het die autoriteit en die gesag om daai goed uit mekaar uit te skiet. Wil jy nie vanmôre ook in die gees sê, Here, ek vat my boog. Daai goed wat my so lank al irriteer en terughou en vashou en bind. Ek kom in die naam van die Here. Ek kom in die naam van die Here. Ek kom in die naam van die Here. Ek skiet daai goed in die naam van die Here. Wil jy nie op jou voete staan en 'n manifestasie, vat jou boog, vat daai pyl en begin daai goed te skiet. Begin daai goed te skiet. Wat jou so vashou, wat jou bind, wat jou terughou, wat jou moeg en moedeloos maak. Skiet daai goed, skiet daai goed. Skiet daai gebroke verhoudings, daai gees wat gebroke verhoudings veroorsaak. Skiet daai gees uit mekaar uit vanmôre, kerk van die Here. Daai ding wat jou so arm hou. Oh, vanmôre maak die Here jou vry. Is jy reg om uit die tronk uit te kom? Kyk wat sê hierdie skrifgedeelte. 'n lys van tronke wat oopgesluit word vanmôre. Tronk van vrees, tronk van skuldgevoelens, tronk van bitterheid en onvergewensgesindheid, tronk van depressie of hopeloosheid, tronk van armoede of gebrek, tronk van verslawing, tronk van eensaamheid, tronk van identiteitskrisis, tronk van geestelike doodsheid, tronk van gebroke verhoudings. Hey, wil jy nog aangaan? Kom uit die tronk van verwerping uit. Kom uit die tronk van sondige patrone uit. Kom uit die tronk van generasievloeke uit. Kom uit die tronk van trauma's uit. Kom uit die tronk uit van ongeloof of twyfel. Gebondenheid aan die verlede. Selfhaat en minderwaardigheid. Ongelowige woorde wat mense oor hulle self spreek. Tronk van onvervuldheid, 'n tronk van godsdienstige tradisies, breek vanmôre in die naam van die Here. Kom aan kerk, skiet. Kom aan, skiet. Vat jou pyl, vat jou boog. Jy het 'n verbond, jy het 'n bloedverbond. Daai geskenk van die hemel is vir jou gegee. Skiet daai goed, skiet daai goed. Ek wil teruggaan na die eerste lys toe. Vrees, kom aan, skiet vrees. Kom ons skiet daai goed, skiet daai vrees, skiet angs, skiet benoudheid, skiet skuldgevoelens, skiet bitterheid, skiet onvergewensgesindheid, skiet daai geeste, skiet hulle stikkend, skiet hulle stikkend, stiek hulle uit mekaar uit, skiet hulle uit mekaar uit. Halleluja. Kan jy net gou weer hier se plek neem? Deel van die verbond is dat ek sal na die geslagte kyk. Die verbond wat Jesus gesluit was nie net vir sy disippels nie, was nie net vir die Jode nie, was nie net vir die mense wat in daai tyd geleef het nie, maar was ook vir my en vir jou. Toe hy daar hang in die kruis, het hy jou gesien, het hy jou gesig, was voor hom gewees. Loof die Here. Loof die Here. Hy het dit ook vir generasies wat sal kom doen. Weet jy dat Jesus het nog steeds met sy verheerlikte liggaam, en dit is amper onmoontlik om dit te bedink, met sy verheerlikte liggaam het die Here nog steeds merke aan sy liggaam. Die verbondsmerke. Merke in die polse, wat hulle sê sy hande, polse.
merk aan sy voete, en merk waar hy die kerk gebore was. Het merk, nog steeds met sy verheerlikte liggaam. Hoekom? Want elke keer, as hy sy hande uitsteek, dan dink hy, wanneer hy merke sien, dan dink hy aan die verbond, ek sal julle nooit, ooit weer vergeet nie. Ek sal nooit my aangesig wegdraai van julle af nie. Ek sal julle nou van aangesig tot aangesig ontmoet. Elke keer wanneer hy na die merke kyk, dan dink hy aan jou, dan dink hy aan jou, hy dink aan jou, hy tree in vir jou. Heiliglik nou, vanmôre in hierdie diens is die Here besig om vir jou in te tree. Die woord van die Here sê dit. Hy sluimer of slaap nie, hy is besig om in te tree, want hy sien die merke van die verbond sien hy vanmôre raak. Net soos wat Dawid, toe hy sy arm uitsteek, sy hand uitsteek om die beker te vat, terwyl hy op die troon sit, as koning, want hy het 'n mantel gekry van Josafat, van Jonathan. Toe hy die hand uitsteek om hy beker te vat, toe sien hy, daar's 'n snymerk van die verbond. En daarom sê hy, is daar dan niemand wat oorgebly het van die huis van Saul nie? Hulle sê Mephiboset. Weet jy wat beteken Mephiboset? Hoor nou mooi. Beteken nie verlam nie. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken verdruiwer van skaamte. Mephiboset beteken verdruiwer van skaamte. En skaamte en teleurstellings het hom laat val. En sy voete was verlam gewees. En hy was by 'n plek genoem Lodibar, wat beteken niks. Plek van vergetenheid, plek van eensaamheid, plek van alleenheid. Maar die koning gee opdrag. Go and fetch him out, sê die Engelse vertaling. Fetch him out. Fetch him out uit Lodibar. Weet jy hoeveel Mephiboset sit vanmôre hier in hierdie gehoor wat deur die lewe laat val was, en miskien het jy seer gekry, miskien het jy letsels, miskien is jy verlam deur jou omstandighede, maar vanmôre hoor ek die woorde van die ere koning, wat 'n verbond gesluit het met sy kerk, wat sê, go and fetch them out. Go and fetch them out. Vanmôre, al die Here die Mephiboset wat seer gekry het, gaan die Here vanmôre genees in hierdie plek. Vanmôre bring die Here jou weer terug na die koning se tafel toe. Jy was miskien vergete, jy het wegbeweeg van die Here af. Sonde het jou weggehou van die Here af. Maar vanmôre wil jy terugkom. Die Here sê, go and fetch them out. En net vir 'n paar oomblikke, sluit net gou jou oë. Sê, Here, ek wil nie meer in skaamte funksioneer nie. Ek wil 'n verdruiwer wees van skaamte. Ek wil na die Here toe kom. Ek wil hierdie lambene van my onder die koning se tafel kom instoot. Hy het gesê van hierdie oomblik af, Mephiboset, sal jy aan my tafel sal jy sit en eet. En alles wat jy verloor het, alles wat jou pa sinne en jou oupa sinne was, is nou joune. Dis joune. En vanmôre wil die Here die Mephiboset kom haal uit Lodibar uit, plek van vergetenheid, verlore, niks, eensaam, alleen, plek van geen vrug nie. Wil jy nie vanmôre sê, Here, dink aan my, dink aan my, dink aan my. As jy voel soos 'n Mephiboset vanmôre, omstandighede jou laat val, die wêreld in sy omstandighede jou laat val, maar vanmôre wil jy uit dit uitkom, steek gou jou hand op, en ek gaan vir jou gebed doen. As jy vanmôre sê, Here, ek kom terug, ek kom terug, ek kom terug, fetch me out, Lord, fetch me out, ek kom terug, dankie, ek sien die hande, ek sien die hande, ek kom terug, Here, ek gaan nie langer in my toestand wees nie. I know that you're going to fetch me out. Terwyl jy jou hande opgesteek het, bly net so sit. Bid saam met my die volgende. Sê, Hemelse Vader, kom ons help hulle saam bid. Sê, Hemelse Vader, ek kom vanmôre na U toe.
net soos ek is. Ek is laat val deur die wêreld. Ek is laat val deur die omstandighede. Ek het seer gekry. Maar vanmôre kom ek na U toe, ek sê, Here, ek het U so nodig. Ek wil uit lodibaarheid, plek van vergetenheid en verlatenheid. Here, hier is ek. Red my, maak my vry, verlos my, was my met die bloed, vergewe my, Here. Here, ek wil U kind wees, ek wil U volg. Reg nou neem ek U aan as my redder en my verlosser, my koning. Ek wil my voete onder U tafel instoot, Here. Ek wil elke dag in U teenwoordigheid wees. Ek wil nooit weer my rug teenoor U draai nie. Nou, Here, kom ek terug. Vat my net soos ek is en maak my U koningkind. In Jesus naam. Dankie, Here. Dankie, Here. Is jy reg vanmôre as kind van die Here om finaal vry te kom van daai goed wat jou bind? Is jy reg? Kan ek weer hy lysie opsit? Tronk van vrees en skuldgevoelens. Sien hy goeders raak. Ons is in 'n oopgesluite tronk en die Here roep vanmôre, maak oop. Wie moet oopmaak? Jyself. Maak daai tronkdeur oop en stap uit daai situasie uit vanmôre. Jy hoef nie langer daar te wees nie. Jy hoef nie langer met vrees en skuldgevoelens en bitterheid en onvergewensgesindheid en armoede en gebrek, verslawing, eensaamheid, identiteitskrisis. Jy hoef nie meer aan verwerping te ly nie, kind van die Here. Jy hoef nie meer in sondige patrone vasgevang te wees nie. Generasievloeke, daai goed breek oor jou. Die vloek is vasgeslaan aan die kruis van Golgotha. Die Here het gesê, dit is volbring. Ek het die elke tronk oopgesluit. Daar is nie een tronk wat nog toegesluit is nie. Almal is oopgesluit. Vanmôre kan jy uit daai tronk uit opstaan. Uitstaan. Jy kan vanmôre uit jou grafsituasie opstaan. Wil jy dit doen vanmôre? Staan gou op jou voete.